waar hy wil. Romeine 14 verse 3 en 4 sê, hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie, en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huiskneg van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Daar is baie soorte Christene, tradisionele, evangeliese, charismatiese en kontemplatiewe Christene, en nog ander ook. Elkeen glo sy kerk staan op die Bybel en sy verstaan is reg. Ander Christene is vir hulle of ekstreem, of liberaal, of sommer morsdood. Dan is daar ook allerhande verskille in aanbidding en kultuur. Sommige bid stemmig, terwyl ander dans en jubel. Onthou, God lê hom nie neer by ons opinie van wie hy is en hoe hy werk nie. Hy werk waar hy wil en soos hy wil. Hy het sy kinders ook in die kerke met wie jy nie saamstem nie. Glo dus gerus wat jy glo en motiveer dit met vrymoedigheid, maar doen dit in liefde. Laat ons 'n bietjie meer nederig wees wat ander Christene betref. Laat hulle aan die Here oor. Hy ken hulle beter as jy. Fokus jy veral maar op jou eie geestelike lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die pad wat ek met U kon stap. Dankie vir diegene wat my na U gelei het. Ek staan op die skouers van die godsmanne en vroue wat voor my gekom het. Wat ander Christene betref, U werk waar U wil. Die woord sê, elkeen sal staan of val met betrekking tot sy eie Heer. Laat ek ten minste getrou bly. Amen. Die Here seën jou.